Goeiedag sê vriende, familie, groete in Jesus naam. Dit is weer eens 'n voorreg en 'n goeie geleentheid om met u die woord van God te deel. Ek ag dit 'n voorreg soos ek sê. En ek wil graag u bemoedig vandag en vertrou dat die woord van God in u hart gaan werk en dat het met u sal praat soos wat het met my gepraat het en nog steeds praat. Vertrou dat die woord van God vandag vir ons nader na God sal trek en ons, nader na hom sal bring. Want in die tyd waarin ons lewe vandag, broers en susters, als in die wêreld is so geprogrammeer om ons weg van God te trek. Die algoritmes, hierdie sosiale media en alles wat het na vore bring in meeste gevalle is so geprogrammeer om ons weg van God te trek. Maar ons dank God vir sy woord, ons dank hom vir die waarheid van sy woord, wat ons nog steeds in ons midde kan hê, wat ons nog steeds kan lees, bestudeer, kan volg, kan gehoorsaam en kan uitoefen in ons land. En ek wil vandag vir u uit die woord van God uitlees en u daardeur bemoedig. En die doel van dit is dat u en ek en ons as familie, dat ons nader aan God sal leef. Maar voor ons in die woord van God gaan, wil ek u vra om net 'n oomblik saam met my te bid en te vertrou dat die Heilige Gees dan nou vir ons verder sal lei. Vader, ons sê baie dankie vir die genade, vir die goedertierendheid. Ons sê dankie vir die liefde, Here. Ons sê dankie, Here, vir die barmhartigheid. En ons vra vandag dat die Heilige Gees hierdie woorde uit u woord uit sal gebruik en in ons harte sal werk, Here. En ons sal maak wit soos sneeu en soos wol in Jesus naam met baie danksegging. Amen. Baie dankie, broers en susters, dat u saam met my kon bid. Ek wil vir u lees in Jesaja hoofstuk 1. En ek dink ek wil net so lees van as 'n hele paar verse wat ek wil lees. Maar ek sal hier van vers 11 af begin lees vir u. En hy lees soos volg. Hy sê, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers. En ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hande geëis om my voorhoewe te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerke is dit vir my. Nuwe maane en sabbate, die uitroep van samekomste, ek verdraag geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maane en julle feestye haat my siel. Hulle is my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg. Betuel, die verdrukker. Doen reg aan die wees en verdedig die saak van die weduwee. Kom nou, ek wil hê u moet op hierdie vers let. Hy sê, kom nou
en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, en al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En as julle gewillig is om te luister, sal julle die goeie van die land eet, maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Geseënd is die woord van God. Nou broers en susters, hier praat Jesaja met 'n volk wat weggedwaal het van God. En hierdie volk het weggedwaal van God. Dit lyk amper soos ons wêreld vandag lyk. Mense is elkeen op sy eie pad, wat nie na God lei nie. En Jesaja praat met sy volk wat weggedwaal het van God. En wat belangrik is dat hy die volk terugroep na God toe. En dit is wat ek graag wil ekko vandag. Dat God ons deur sy woord nader aan hom moet trek. En hy sê vir hulle in vers 18 sê hy, kom nou, laat ons die saak uitmaak. In Engels sê, come, let us reason together. God calls his people to the table, so to speak, as to reason with him. Hy roep die mens na die tafel om die saak uit te maak. Nou hierdie volk het van God weggedryf of weggedwaal, maar as 'n mens sou kyk van buite af, dan sou dit nie so lyk nie, want die godsdienstige praktyke het nog steeds voortgegaan soos normaal. Maar die Here spreek hierdie godsdienstige praktyke aan van hulle. En hy sê, en hy maak sy ongelukkigheid aan hulle bekend. Want alhoewel hulle weggedwaal het van hom af, het hulle nog steeds voortgehou met hulle godsdienstige praktyke. En dit lyk soos baie van ons in hierdie dae. Jy weet, ons lewe soos ons wil, ons maak soos ons wil, ons doen soos ons wil by tye. Ons het geen agting vir God of vir sy woord nie. Maar wanneer dit kom vir godsdienstige byeenkomste, wanneer dit kom Sondag wat ons met kerk toe kom, en wanneer dit kom, jy weet, vir godsdienstige tye, Kersfees, Paasfees, jy ken dit, dan trek almal saam op. Maar God sê aan sy volk hier, hy sê dat hy dit nie meer kan duld nie. En broers en susters, as ek het nou nie verkeerd het, in Matteus 23 spreek Jesus homself dit aan. En sonder om daarna te blaai, wil ek graag vir u sê, dat Jesus draai nie doeke of lappe soos hulle sê, om 'n gesonde vinger nie. Hy spreek dit aan. En hy sê aan die fariseërs en die skrifgeleerdes, sê hy, dat hulle doen nie soos hulle sê nie. Hulle sê die regte ding, maar hulle doen nie die regte ding nie. En dit is juist hier waar ons vind dat God is ontevrede en jy weet, as ons kyk na hierdie offergawes wat gegee was, dit is diersame offergawes, behalwe dat dit die lewe van 'n lam of die lewe van 'n bees neem of die lewe van 'n dier neem, is dit ook duur, want jy weet, die onkoste daaraan is nie 'n goedkoop onkoste nie, maar die mense van die dag het voortgehou daarmee, maar God het gesê, julle vertrap my voorhoewe. En ek wil vandag vir u bemoedig, deur vir u te sê, tussen die lyne, jy weet, dat God sê, dat ons moet, hy sê, was julle in vers 16, was julle, reinig julle, en neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen. Dit is baie duidelik, broers en susters. Dit is baie duidelik.
dat wat God hier sê, hy sê, was julle, hou op om kwaad te doen. Nou ek weet, broers en susters, dis miskien maklik gesê, maar vir mense wat, jy weet, wat al, hulle is gevorder daarin om kwaad te doen. Mense wat, jy weet, soos die Engelsman so sê, they are skilled in doing evil. God says, stop or cease from doing evil. This is the word of the Lord. Ons kan voortgaan met ons godsdienstige bijeenkomste, ons kan voortgaan met ons godsdienstige offergaves, ons kan alle dinge doen, maar as ons nie ophou om kwaad te doen nie, gaan dit nie die Here behaag nie. Geen offergawe gaan die Here behaag nie. Geen goed doen gaan die Here behaag nie, want ons by onsself kan nie ophou om kwaad te doen nie. Hiervoor het ons Christus nodig. Hiervoor het ons sy verlossingswerk nodig. En terselfdertyd wil ek vir u Christus verkondig. Want dit is hy wat vir ons op die kruis gesterf het. Dit is sy verlossingswerk wat aan ons die voorreg gee om op te hou om kwaad te doen. En hier praat ons nie eens van geheime sonde nie. Hier praat die woord van God van dinge wat in die openbaar gedoen word, wat in die howe gedoen word, wat in die finansiële wêreld gedoen word, wat deur owerstes of leiers van die land gepleeg word. En die gedagte hier is dat die wesens word mishandel, die weduwees word mishandel, en hulle wat soos die Engelsman sê, the foreigners were being mistreated. En so God sê, stop om kwaad te doen. Doen reg aan jou naaste. En ek weet dat ons almal staan in die nood van dit. Ons almal staan in die nood van dit. Maar die probleem wat ons het, is dat ons kan nie stop nie. Ons kan nie stop op ons eie nie. Ons het Christus nodig, want hy het die duiwel, hy het die graf, hy het sonde, hy het hel, hy het vir ons oorwin en hy het opgestaan op die 3de dag en hy het die graf en hy het die hel en hy het die duiwel, hy het die dood oorwin. En so ons kan net oorwin in Christus, deur weergebore te word, deur 'n nuwe mens te wees en te word, deur gees en deur water. En dit is niks niet vir u wat miskien dalk hierdie program kyk nie, maar God bring sy woord weer eens na ons, en hy sê, stop, hou op om kwaad te doen. En dan sê hy, leer om goed te doen. En dit is eienaardig dat hy hierdie woord gebruik, leer om goed te doen. In ander woorde, dat dit is 'n leerproses. Dit is 'n leerproses. Ons sal dan weer moet leer. Ons sal dan weer onsself daarin moet beoefen om goed te doen aan ons naaste, om goed te doen aan die wese, om goed te doen aan die weduwees, om goed te doen aan die buitelanders. Ons sal dan moet leer weer om goed te doen. En so, om goed te doen aan mekaar, om goed te doen aan die huisgenote. Hy sê, leer om goed te doen. En dit is 'n leerproses. Soek die reg. Soek die reg. Dit is belangrik vir God wat ons soek. Dit is belangrik vir God wat ons soek in ons harte. En God sê, soek dit wat reg is in my oë. Soek dit wat geregtigheid is in my oë. Soek dit wat regverdig is in my oë. En hy sê, soek dit wat reg is. Soek die reg. En nie vra, waar soek ons dit? Ek wil vir u bemoedig deur te sê, ons soek dit in sy woord.
Ons soek dit in gebed. Ons soek dit nadat ons deur sy woord geleer het en nadat ons in sy woord van hom gehoor het. Nou kan ons uitgaan. Jesus sê, dis 'n wyse man wat sy woorde hoor en dan dit doen. Nadat ons Jesus se woorde gehoor het, dan moet ons dan nou geleentheid soek om dit te doen. En hy sê, soek dit wat reg is. En dan wil ek afsluit met vers 18 wat sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Dit is niemand anders wat hier sê nie, dit is Jesaja wat sê, die Here roep sy volk en hy sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak. En ek wil vir u laat weet vandag, dat God praat met jou en met my, en hy sê, kom, laat ons die saak uitmaak. En jy mag miskien vra, wat se saak het ek? Wat is die saak wat God dan nou met my, en hy het nou reeds vir hulle gesê, en hier gaan hy na die wortel van die saak toe. Jy weet, ek het nie so lank gelede nie, toe daar iemand na my gekom, met 'n baie swaar hart, en die persoon het my gevra, kan ek dalk met jou, kan ek vir jou net so 'n bietjie iets vra? En ek sê, ja, hy is vry om te vra, en die persoon het toe nou sy ongelukkigheid uitgespreek, oor een of ander man, wat dan nou sy geloof dan nou te nagekom het. En hy was te baie ongelukkig oor dat hierdie man sy geloof te nagekom het. En ek het hom verwys na hierdie vers toe. En ek het hom, jy weet, na hierdie vers of hierdie hoofstuk toe verwys en hom gesê, lees, want hierdie is die wortel van ons probleem. Hierdie is die wortel van ons probleem. God draai nie doekies om nie, God gaan stryd na die wortel toe. En ja, ons almal het verskillende godsdienstige praktyke, maar daar is net een Christus, daar is net een verlosser, daar is net een koning wat bo alle konings heers, daar is net een God en een meester, as u ook weer eens lees in Matteus 23, daar is net een. En ek het hom verwys na hierdie, God sê, kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, en al was dit so rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ja, maar dit sal wit word soos sneeu, en al was dit so rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. So wat hy eintlik hier sê, dit is wat op die tafel is, dit is wat my grief, dit is wat in die middel van ons staan, dit is wat hierdie verhouding verbreek tussen God en sy mense, is dat sy mense van hom weggedwaal het, sy mense het, jy weet, daar het sonde ingetree. En ek weet dat hierdie is nie dalk 'n baie populêre onderwerp deesdae nie, maar God roep nog steeds mense uit hulle sonde uit. God roep nog steeds mense om te kom na die tafel en om te kom en om die saak uit te maak. En hy gaan stryd na die wortel toe en hy sê, al was jou sonde soos skarlaken. Hierdie is die wortel van dit. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. En al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. En hierdie praat van 'n nuwe lewe. Hierdie praat van 'n nuwe begin. Hierdie praat van 'n wassing wat plaasvind. Hierdie praat van dit wat eers skarlaken in kleur was, swart en donker was, maak God weer wit, maak God weer skoon. Dit wat vuil was, maak God weer skoon. En dit wat gestein was, soos die Engelsman sou sê, bevlek was, maak God weer skoon. Dit is hy wat die mag en die krag en die liefde het om dit te doen in jou lewe en in my lewe. God kan dit doen. En ek weet, daar's baie dwelmverbruikers, verslaafdes, daar's baie hierdie generasie waarin ons vandag in is, sukkel met, jy weet, met verslawing. En ek weet, daar is baie, jy weet, wat uitgaan om hierdie verslawing voort te dryf, maar God sê, kom na my toe, laat ons hierdie saak uitmaak.
Al was jou sonde soos skarlaken, al is jy vuil gewees, jy sal jou skoon was. Al is jy bevlek gewees, ek sal jou skoon was, sê God. En ek kan vir jou vandag sê, my vriend, dat daar is nêrens in hierdie wêreld waar dit kan gebeur nie, behalwe by God, behalwe by Jesus Christus, behalwe deur sy werk op die kruis van Golgotha, sy lewe, sy dood en sy opstanding, want hy is die Christus. En dan sê hy ter laaste, as jy gewillig is en luister, sal jy die goeie van die land eet. As jy gewillig is en luister, nou ek wil weer eens vir jou sê, dat dit is net God wat gewilligheid in ons hart kan plaas. En die feit dat hierdie boodskap tot by jou kom, wil God dalk gewilligheid in jou hart plaas. Maar jy moet dit aanvaar. Ek en u moet dit aanvaar. Wanneer ons sy woord luister, moet ons nie ons harte verhard nie, maar ons moet sy woord verwelkom en onsself verneder voor hom en sê, Here, help my. Ek wil luister, ek wil gewillig wees, ek wil luister na u. En as 'n gevolg wil ek die goeie van die land eet. My vriend, ek vertrou dat die Here met jou sal ontmoet. Ek vertrou dat jy gewillig sal wees om na God te luister. Ek vertrou dat jy gewillig sal wees om na hom te kom en die saak met hom uit te maak. Dis nie 'n saak, 'n primêr, jy weet, tussen jou en ander nie, want alle sonde, ek het hierdie neiging om te sê, als wat ons doen, soms teen ons broer en suster, maar ons moet weet, dat alle sonde word teen God gepleeg, eers voor ons, jy weet, want dit is God wat vir ons sê, dat ons moet ons naaste lief hê. Dit is God wat vir ons sê, ons moet ons naaste goed behandel. Alle sonde is teen God, maar dit is hy wat vir ons sê, kom na ons toe. Kom na my toe, kom laat ons die saak uitmaak. Hy roep jou, my vriend, hy roep jou na hom, en ek vertrou dat hierdie woorde dan nou vir jou 'n seëning sal wees. Mag die Here jou help, mag die Here jou versterk, mag die Here jou 'n gewillige hart gee, mag die Here jou 'n gehoorsame hart gee, mag die Here ons help, want ons het hom nodig. Die Here seën jou, die Here behoed jou, en die Here is met jou, as jy sy woorde aanluister en dit doen. Kom ons bid saam. Vader, ons sê baie dankie vir u woorde, my God. Ons weet dat hierdie is nie maklike woorde nie, maar ons vra dat u ons hierin sal help, om te kom na u toe op daaglikse basis, en om u te soek, en om u geregtigheid te soek, en om u koninkryk te soek, Here, in Jesus naam. Gee ons gewillige harte, gee ons gehoorsame harte, Here, sodat ons die goeie van die land ook kan eet. In Jesus naam. Amen.